Ons het die voorreg om God se naam hier op die aarde te verheerlik. Psalm 8 vers 2 sê: O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat U majesteit gelê het op die hemele. As daar een ding is wat die duiwel vir die mense deur die eeue weggesteek het, dan is dit die waarheid oor God se naam. Voor Jesus se koms aarde toe, het God verskeie kere vir ons gewys hoe betrokke en deel van die mens hy is. Moses is seker die beste voorbeeld vir ons om dit beter te verstaan naas Jesus. In Eksodus 33 vers 13 en 14 sê hy: Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God het vir Moses gesê: Ek is wat ek is. Ook sê hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: Ek is het my na julle gestuur. Een van die eienskappe van God se naam is dat jy hom nie kan definieer nie. Ek is wat ek is beteken dat God is wat hy is en nie wie ons dink hy is nie. Ons konsepte of opinies verander nie wie hy is nie. Ons kan hom ook nie manipuleer en om ons pinkies wil draai of hom as 'n Kersvader wil gebruik of, soos die Engelse sal sê, an out of jail card, as jy hom nodig het nie. Hy is absolute liefde en sy genade is onbeperk. Hy het alles gedoen en vir ons gegee om 'n vervulde en gelukkige lewe hier op aarde te hê. Een van die belangrikste goed wat hy ons gegee het, is sy naam, ek is. Dis ook die naam wat Jesus gebruik het toe die Here hom volgens hulle persepsies wou definieer. Hoor wat hy vir hulle sê in Johannes 8 vers 58. Jesus sê vir hulle: Voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Dis natuurlik belangrik om te weet dat jy ook soos Jesus is en dat geen mens die vermoë het om jou te kan definieer nie. In 1 Johannes 4 vers 17 staan daar: Hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, so is ons ook in die wêreld. Die woordjie is beteken dat dit wat die woord vooraf gegaan definieer, word deur die woord wat daarna is of wat gesê word. As jy byvoorbeeld sê ek is dom, dan beteken dit dat jy alles wat dom is aan ek wat jouself is koppel. Dit is soos om 'n eed af te lê. Jy aanvaar jy is dom en roep almal wat kan hoor, in beide die sienlike en onsienlike realms as getuie. Omdat ons God se geslag is, kan ons nie bekostig om te sê ek is dit of ek is dat nie. Ons is God se beeld en gelykenis en jy moet besef dat as jy sê ek is en iets daarby voeg, is dit wat jou definieer. Kan jy sien hoekom Jesus gesê het wat hy gesê het? Hy het geweet wie sy Vader is en dat hy en sy Vader een is. Nou hier is die stellings wat Jesus gemaak het. Hoor hoe vol selfvertroue was hy en hoe hy gepraat het, omdat hy is die Seun van God. Johannes 6 vers 35 sê hy: Ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. In Johannes 8 vers 12 sê hy: Ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. In Johannes 10 vers 9 sê hy: Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. In Johannes 10 vers 11 sê hy: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. In Johannes 11 vers 25 sê hy: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? In Johannes 14 vers 6 sê hy: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In Johannes 15 vers 5 sê hy: Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie.
Ek wil jou vandag weer herinner dat jy God se seun of dogter is en dat jy as sy kind, soos jou vader is, enige spesies wat voortplant se geslag is en lyk net soos dit wat hulle oorsprong is. 'n Leeuwelpie word 'n leeu, net sy pa as hy groot word, net so word 'n katjie 'n kat. 'n Saad van 'n plant bring dit voort waar dit vandaan kom. Nou op een of ander rede glo mense nie dat hulle soos God kan wees nie, ten spyte van die feit dat hy hulle Vader is. Efesiërs 4:6 sê daar's een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. In Johannes 1:12 en 13 sê hy, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. As jy Jesus aangeneem het, is jy net soos hy, uit God gebore. Dis wat Hebreërs 2 van vers 11 ons leer. Hy sê, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal een. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie, wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek U prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Nou dis wat Jesus ons kom wys het. Hy het aarde toe gekom en vir ons gewys dat die seun van die mens ook die seun van God is. Dis waarom ek en jy God se naam kan verheerlik. En dit is hoe sy glorie oor die hele aarde gaan versprei. Jesus het ons die glorie gegee wat hy van die Vader ontvang het, sodat ek en jy sy naam op die aarde kan verheerlik. In Johannes 17:22 sê hy, ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Hoekom? Sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. In Johannes 17:6 bevestig Jesus dat hy God se naam bekend gemaak het. Hy sê, ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee. En hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U kom. Want die woorde wat U my gegee het, hoor nou hierso, het ek aan hulle gegee. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. In vers 8 en 9 sê Jesus, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is Uwe, en wat Uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. God se naam, ek, is in elkeen van ons verheerlik, en daarom moet ons sy naam op die aarde verheerlik. Ons moet leer om anders te praat, ons moet leer om te sê wat die woord sê, en nie wat ons dink of voel die regte ding is om te sê nie. Jesus het nie vir die dowe man gesê, gaan dokter toe en kyk wat hy vir jou kan doen nie. Hy het die volgende gedoen en gesê, daar staan en hy neem hom op sy weg van die skare en steek sy vinger in sy ore en spieg en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dis gaan oop, en dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak en hy het reg gepraat. Hy het ook nie gesê dat hy wonder of hy mense na God toe kan lei. Nee, hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil jou aanmoedig om van vandag af bil te wees en te sê wat die woord sê jy is en dit ook sommer te wees. Nou hier volg 'n paar voorbeelde. In Efesiërs 6:10, ek is krag en tug in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Filippense 4:13. Ek het mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. Lukas 10:19. Ek is vreesloos want ek het 'n gees van liefde, van krag en van selfbeheersing. 2 Timoteus 1:7. Ek kan doen wat Jesus gedoen het en nog meer.